Welkom saam met my, Brenielde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus en ek is opgewonde oor die onderwerp vandag. Ons praat saam oor wanneer dinge nie loop soos plan nie. Ons lees in 1 Samuel 8, en toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die name van die eersgeborene was Joel en die naam van die tweede Abia, rigter in Berseba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Vers 4. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Was jy as ouer al aangekla oor goed wat jou kinders doen? Ek dink nie daar's een van ons wat dit vryspring nie, want almal maak foute, ons bly maar net mense. Toe kom die volk en hulle sê, ek lees voort, stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig, soos by al die nasies. Hulle kom en hulle maak eintlik hulle eie plan neer, want hulle is nou nie lus vir hierdie twee nikkerige seuns wat nou die reg verdraai en vir hulle eintlik laat swaar kry nie, nê? Vers 6. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om aan ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Vers 7. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. Hoeveel keer maak ons eie plan, omdat die plan van die Here vir ons bietjie moeilik is, omdat bietjie swaar is om te hoor, ek en jy kan ook verkeerd wees. Ek en jy moet verander om meer te word soos Christus. Dan begin ons eie plan te maak. Of daar's iets tussenin wat vir ons ongemaklik is. Iemand wat in 'n leierskapposisie staan wat nie God se plan oor ons loop nie, maar hy's God se plan om in daai posisie te wees. Nou maak ons eie plan. En dan verwerp ons die Here. En dis wat Israel eintlik hier doen. Hulle verwerp God eintlik as hulle koning, sonder dat hulle werklik daaroor gaan sit en dink het of dit besef het, dat is waarmee hulle besig is. Omdat hulle nie 'n lewende verhouding met hom gehad het nie, was dit maklik om hom mis te kyk. Vers 8. Soos al die werke wat hulle gedoen het, van die dag af dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode dien het. So doen hulle ook met jou. Dat hulle letterlik besluit, maar ek gaan my eie pad loop, ek gaan my eie ding doen, en ek het nie 'n verhouding met die Here nie, so ek maak my eie keuses. Jy weet, die gevaarlikste ding vir my en jou as Christen, of kind wat as Christen groot geword het, is om nie 'n lewendige verhouding, ons eie intieme verhouding met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees te hê nie. Want dis wanneer ons die foute maak, wanneer ek en jy kerk toe gaan en ons sing 'n liedjie, luister 'n bietjie en gee 'n tikkie. Daai verhouding is nie verhouding met God nie. Dit is pligpleging. Ek het onlangs gehoor van 'n kappeltjie wat getroud is en glo dat hulle is 'n hele familie op hulle eie. Hulle is nie net 'n gesin op hulle eie nie. So die familie se covering, wat 'n geestelike covering is, wat vir hulle bid en wat hulle beskerm en wat hulle ondersteun, is nou null and void. Dis nie meer belangrik nie, want hoe hulle saamleef as man en vrou het geen impak op niks en geen impak op enige verhoudings nie. So hulle kan maak soos hulle wil
Maar wat hulle nie besef nie, is hulle verwerp die rangorde van God. Ek sê nie 'n ouer het die reg om in te meng in sy kind se lewe nie. Glad nie. Glad nie. Ek is 'n teenstander daarvan dat 'n ouer mag inmeng. Maar ek sê wel dat jy die bande en die vriendskap kan geniet, want die Here het daai orde ingestel sodat daar wyse raadgewers, amper sê ek advisors, wyse raadgewers in jou lewe kan wees, na wie toe jy kan draai en kan sê, hoorie, ek soek 'n bietjie insig hier, of ek het bietjie raad nodig, of ek het bietjie hulp nodig met 'n kind wat siek is, en ek kan nie self nie, kan julle dalk help. So, dis die rede vir die familie. Maar die belangrikste ding is dat hulle self onder daai sambreel hou van beskerming waardeur die Here werk. Die Here werk deur die samehorigheid, deur die eenheid, deur die unity, soos Psalm 133 ook vir ons leer. So dit is 'n belangrike ding om te weet dat die volk homself hier eintlik verhewe stel bo die covering, die oorkoepelende beskerming wat God eintlik daar gesit het, wat hy self is. Ek lees weer van vers 6 af. Maar die woorde was verkeerd in die oë van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Vers 7. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk, in alles wat hulle aan jou sê. My het hulle verwerp, ook nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke van hulle gedoen het, van die dag af dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode dien. So doen hulle ook met jou. Ek en jy wil so baie keer ons eie plannetjie maak, ons eie besluit neem, ons eie rigting intrek, ons eie reg. Ek is reg, jy weet, en ek het 'n reg, en ek is geregtig. Weet jy, dis gevaarlike woorde daai, want hier is nie die volk geregtig om hierdie goed te vra, maar hulle is besig om die God van aller gode te verwerp as hulle hoofheerser. Hulle soek 'n middelaar, 'n tussenganger. Hoeveel keer is ek en jy besig met die tussengangerplan en nie die volmaakte plan van God nie? Luister dan nou na hulle in vers 9. Jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Wanneer ek en jy ons eie plan maak en daai plan kom in werking, het hy sy eie demand, sy eie eise wat hy teen ons stel, sy eie reg wat hy op ons eis. En baie keer word dit soos 'n juk op my en jou nek, dat jy later amper nie kan asem kry, jy weet, om regop te kom nie. Soos jy het 'n kar nodig, nou gaan vat jy 'n lening, en soos jy nou hierdie kar moet afbetaal, kom jy agter, hy kos vir jou 'n enorme klomp geld, want jy dalk 'n bietjie bo jou vuurmaakplek gekoop, en nou is die versekering en die brandstof en al die dinge hemelhoog. En dis bitter moeilik om hierdie kar te bekostig. Want dit was nie God se A-plan vir my en jou lewe dalk nie. Dit was dalk my en jou eie willige plan. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld omdat dit 'n maklike een is om te beskryf. En baie keer sien ons die jong mense, jy weet, want hulle wil in 'n blink motor, hulle wil bo begin, hulle wil hulle nie van onder af opwerk tot bo nie. Hulle wil sommer bo inspring. Hulle wil hulle eie plan maak en dan draai hulle so vas finansiëel dat hulle later amper nie kos op hulle tafel het nie.
Dis presies wat ek en jy doen, wanneer ons dink, ons kan ons lewe self regeer, en nie God toelaat, om die laaste sê te hê nie. Ons sal so mosterd na die maal, Here, as dit u wil is. Die Here se wil is in sy woord opgeteken. En as jy binne in daai riglyne leef, ja, ek weet, daar staan nie van 'n kar koop nie, maar daar staan dat jy 'n goeie rentmeester moet wees. En as jy die riglyne van 'n goeie rentmeester gaan volg, en as jy jou onder dit onderwerp, om jou tiende te gee, om in God se blessings in te saai, en jy onderwerp jou aan sy struktuur en aan sy riglyne, sal ons so baie keer nie vasgedraai word in die moeilikheid nie. Wanneer hy sê dat ons nie moet greed hê nie, dat ons nie lust after possession nie, met ander woorde dat ons nie begeerlik sal wees vir die wêreldse dinge nie, maar dat ons die dinge daarbo sal bedink. Hy sê so duidelik, moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes steel en verniel nie. So, kom ons lees in vers 10 verder. Samuel het toe al die woorde van die Here oorgebring aan die volk, wat 'n koning van hom gevra het. En hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning, wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy neem, en hy vir homself aanstel, by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uithardloop, en om hulle vir homself aan te stel, as owerstes oor 1000 en owerstes oor 50, en om sy land te ploeg, en om sy oes in te samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaans te maak. Ook julle dogters sal hy neem as salfmengers en as kooksters en baksters, en van julle land en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee, en van julle saailande en julle wingerde en sal hy die tiendes neem en dit aan die hofdienaars en sy dienaars gee, en julle slawe en slavinne en julle beste jong manne en julle esels sal hy neem en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende neem en self sal julle sy slawe wees. Kan jy sien wat doen dit aan jou? Om aanhoudend jou eie plan te doen, om aanhoudend jou eie plannetjie te maak, aanhoudend vir jou daar te stel van, ek moet self, ek kan self, want kyk vir my. Wees nederig, en kom voor die Here en laat toe dat jy jou saak baie goed voor die Here deurbid. Selfs as jy met jou broer 'n moeilikheid het, nie jou eie plan maak nie. Gaan vra die Here. As daai plan in jou gesig boemerang wat die Here vir jou gegee het, moenie begin twyfel aan die Here nie. Die Here se plan is nie ons plan nie. Die Here se plan ken ons nie altyd ten volle nie. Ons ken net ten dele. En ons broer het ook 'n keuse om toe te laat dat God genees of nie genees nie. Hy staan verantwoordelik vir sy dade, soos wat die Israeliete hier verantwoordelik gestaan het vir hulle eie keuse. Daar was 'n prys om te betaal, omdat hulle nie God eerste gekies het nie. Hulle moes met al hulle goed 'n tiende betaal. Is jy bereid om toe te laat dat die vyand jou besteel, deur jou onder 'n juk te sit? Kies God eerste. Hou hom ver bo al hierdie dinge, sodat jou fokus sal wees om hom te bereik, hom te behaag en hom te verheerlik. Pas op vir selfverheerliking, pas op vir selfverheffing. Klim af van jou troon af. Daar kan nie twee gode op die troon sit in jou lewe nie.
Stel weer God aan as die enigste, alomteenwoordige God oor jou, sodat jy ten volle uitverkoop en oorgegee kan wees aan hom. Dit is die meer uitnemende weg. Dit is die beter plek om te wees. Dit is die plek waar jy in meer voorspoed en oorvloed sal leef as ooit tevore. Om oor en uitgelewer en uitgeverkoop te wees aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit wil ek jou aanmoedig, want dit is waar jy kan hoor wat hy sê. Dit is waar jy die veiligste inspraak vir jou lewe kan ontvang. Wanneer die wêreld teen jou opstaan en teen jou begin stoot, en jy weet dat jy weet, jy's toegevou in liefde sonder perke, veilig. Dis waar jy jou sterkte vind. Dis waar jy jou rus vind. Dis waar jy jou krag vind. Dis waar jou wysheid in lê. Dis waar jou vryheid in lê. Dis waar jou vrede in lê. Dis waar jou genade in lê. Koop uit die tyd met God. Spandeer meer ure by hom as in die raadsaal van die onregverdige of van die mens wat net soos jy gebroke is en nie al die wysheid en mag het nie. Wees voor God. Skeer jou hart dat hy kan sien en uithaal dit wat nie daar hoort nie, sodat jy kan heel word, sodat jy kan genees, sodat jy in oorwinning en in oorvloed kan lewe. Vertrou op hom met alles in jou. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele verstand en jou hele siel. Moenie vir een oomblik verdeeld raak in jouself nie. Moenie toelaat dat woede en emosies jou beheer nie. Maar bly laag op jou knieë, dat hy die enigste inspraak in jou gees kan wees, wat jou vorentoe vat. Gebruik die Bybel as jou handboek tot die lewe, en jy sal bitter min foute maak. Wanneer jy wraak probeer toepas, moet jy weet, jy is nie van God nie. 'n God van liefde werk nie met ander met wraak nie, en woede, en nait, en strife nie. Kom en buig jou voor hom. Laat toe dat hy jou karakter vorm. Karakter vorm wanneer jy jouself neerlê. Karakter vorm wanneer jy jouself bereid stel om vrede te maak. Karakter vorm wanneer jy op die plek kom wat jy sê, nie meer my wil nie, Here, maar U wil. As jy gou offended is, soos wat hierdie volk was teen Samuel se kinders, met goeie reg. Jy het altyd 'n reg om offense te vat. Maar kom ek jou iets vertel. Jou offense gaan jou kos. Dit gaan jou kos dat jy van jou precious tyd moet weggee, van jou vriende dalk verloor, van jou kinders se guns verloor, dat jy baie dinge verloor. Offense is nie die antwoord nie. Wanneer jy kies om nie offense te vat nie, kies jy eintlik om jou karakter te groei. Ons praat deesdae so maklik van emosionele intelligensie. Maar eintlik is dit God se intelligensie wat in jou opstaan. Om te kan sien, is nie maklik nie. Nee, glad nie. Is nie maklik om te weet jy word nagekom, jy word geboelie, jy word vertrap, jy word verkrag. Maar jy moet neerlê nie. Maar kom ek vir jou sê, daar is 'n uitnemender beloning op die wil van God te vorm in jou, toe te laat dat hy kom verandering bring. Daar is 'n uitnemender wins. En dit is die hemel, die koninkryk van God. Dis die vryheid en die vrede, wat jy weet dat jy weet. Jy het niks gedoen om dit te verdien, dat jy vertrap word nie.
Dat jy weet, jy het alles in jou vermoë gedoen om vrede te maak. Gaan nie haastig om jou broer te vat na die gereg nie. Maak vrede. Maak vrede. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook probeer het om myself te verduidelik, myself te promoveer. Maar ek kan jou vandag sê, die tye wat ek myself neergelê het, en nog steeds beskuldig was, dat ek die probleem is. Selfs al het ek my saak geopenbaar, en geweet dat ek nie die skuld het nie. Die tye wat ek gekies het om net te sê, Here, laat die wil geskied, was die tye wat ek die meeste vrede beleef het, die meeste inspraak van God beleef het, want dit is vir my die belangrikste. Om 'n mens se guns te hê is okay, maar om God se guns te hê is ver bo alles die beste. En dit is alwaarna ek smag. Ek smag na God se guns. As ek weet ek is in reg staan met hom, daar's geen skeidsmuur tussen my en hom nie. In my dade is ek in right standing, soos die Engelse woord sê, met die Here. Ek is geregverdig, ek is geregtig, ek is in geregtigheid, in hom, geborge, vasgevang, toegevou in sy groot genade en in sy liefde. Dit is die doel waartoe ek werk. Wanneer daar 'n skuur kom met 'n broeder of 'n suster, ek praat maar van 'n broeder, omdat dit maklik is om uit te spreek. Maar as daar 'n skuur kom, is nie te sê daar moet 'n skeur wees nie. Dis nie te sê jy moet reg wees nie. Wanneer jy jouself neerlê vir die saak van God se liefde en vrede, daai is die belangrikste. Selfs al word jy daarin misverstaan, omdat die ander party lus is om te beklei. Jy weet, vandag se jong mense ken net een pad, want hulle is geïndoktrineer van kleins af. En dis om te fight vir jou regte. Dis die gees van die antichrist, dis die gees van die wêreld, om te veg vir jou reg. Om jou neer te lê in liefde, is die gees van God. Hierdie Israeliete moes betaal vir hulle eie keuse. En jy kan self die verhaal van Saul verder gaan lees. Hulle het betaal vir hulle eie keuse. So kies jy vandag God. Kies om jou neer te lê. Kies om jou eie ek te kruisig. Kies om jou eie wil, wat jy so graag wil laat geld, neer te lê. Kies die liefde. Kies die oorwinning. Kies die samesyn. Kies die harmonie. En laat die bitterheid gaan. Bitterheid is die einde van jou guns. Dit is die einde van jou geluk. Dit is die einde van jou vreugde. Bitterheid is 90% die rede hoekom jou liggaam siek word. Kies om bitterheid te laat gaan. Kies en kies reg. Kom ons bid. Ons almagtige hemelse Vader, U weet, en U ken die volle waarheid. Help ons dat dit vir ons genoeg sal wees, om te weet, dat ons weet, ons is in right standing met U, en ons het vrede en liefde met U. Here, en ons het dit uitgeleef na elkeen om ons, soos die handboek, die Bybel, ons leer. Vader, om in harmonie en liefde en in vrede met almal om te gaan. Soos die woord ons leer, om nie haastig te wees, om ons broeder na die gereg te vat nie. Dankie Here, dat ons leer hoe om onsself minder te maak, sodat U alleen op die troon kan wees, dat ons kan abdikeer en U gekroon word as koning, hoof en profeet oor ons lewens. Here, ek kies om my knieë voor U vanmôre te buig. Ek kies om my saak by U neer te lê, want U weet beter.
U regspraak is baie beter as my eie plan, waar ek gaan betaal vir my eie besluit. Ek kies om voor u te staan, Here, en te sê, vergewe my vir elke keer wat ek my eie plan gemaak het. Vergewe my vir elke keer wat ek nie die waarheid op die tafel wou spreek nie, want ek was bang vir die konsekwensies daarvan. Here, vergewe my die kere wat ek die waarheid gespreek het en my eie attensie daar agter geplaas het. Maak my 'n wessel van u, maak my 'n spreekbuis van u, maak my 'n houer wat u glorie dra, sodat net u sal skyn, Here. Kom breek af elke negatiewe ding wat in my gedagtes opkom, wat ek hou teen enige iemand anders. Kom leer my om genade vir hulle te hê, soos wat u genade vir my het. Vergewe my, Here, dat ek my eie lewe kompliseer met allerhande bitterheid. Here, ek kom nou en ek kom sê vir u, ek lê my bitterheid neer. Maar Here, bitterheid het wortels waar ons nie kan sien en ons weet nie altyd waar dit vandaan kom nie. Ek vra dat u vir ons kom wys waar's die wortel van ons eie bitterheid. Kom genees daai innerlike wonde, Here, daai sielswonde. Kom genees hulle in totaliteit, sodat ons in volheid kan lewe, sodat ons kan sien met die oë wat u wil hê ons moet kan sien, sodat ons ervaar die liefde in oorvloed soos wat u wil hê ons moet ervaar. Dankie, Here, dat ons weet in u is ons toegemaak in die bloed. Vader, elke persoon waar daar 'n misverstand teen my is, of van my kant af teen hulle, kom vra ek dat u my sal kom wys, Here, en dat u daai skille van ons oë sal kom afhaal, sodat ons met u oë sal kan sien. Dankie, Here, dat ons nie kwaad vergeld nie, dat ons nie wraak neem nie, maar dat ons in u liefde vryspreek en laat gaan. Om Jesus naam. Amen.